Daar sy. Môre leefstyl. Hoe gaan dit met julle? Goed. Ja, ons het lekker reën gehad. En ons het nog steeds. En ons is so dankbaar daarvoor. Want wie kan gee soos wat die koning van alle konings kan gee? Dan kom nog mense in, welkom. Kom ons kry gou 'n sitplekkie. Nou ja, ek het gehoor ek moet vanoggend alles doen, Dwayne. Ek hoop jy's gereed om ten minste vir ons te open sien dat jy nou sommer daar voor 'n mikrofoon sit. Die Here sê ons moet maar altyd gereed wees, nê? En ons gee net gou vir almal kans om te kom sit. Nou ja, ons gaan vanoggend wegtrek en ons gaan die Here begin eer en prys met 'n passie. Ons gaan alles wat hier binne in ons is, gaan ons uitbring en lof bring aan hom. En ons gaan sing, en as jy vanoggend met vrees ingekom het, bid ek dat jy jou vrees sal uitsing, dat jy dit na die kruis sal bring. En as jy met opwinding hier is, bring jou dankbaarheid, en as jy met vrae hier is en 'n versoek, bring dit alles net na God toe. Here, laat u wil net vanoggend geskied, net soos u wil, onvoorwaardelik. Ons gaan sommer so met die begin van die eerste lied gaan ons jou nooi om jou tiende en jou saad en jou offergawes hier na die onderskeie skatkis toe te bring. En dan wil ek maar net sê baie welkom. Dis lekker om julle te sien. Dis lekker. David sê ek was opgewonde, ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here. Is daar vandag enige blydskap in jou hart? Is daar? Kan ons 'n lofoffer vir God gee in die begin van hierdie diens? Ja? Yes. Dankie Dwayne. Baie dankie. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, vanoggend is dit 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Vader, dis met opgewondenheid dat ons in die teenwoordigheid van die lewende God kan inkom vanoggend. Abba Vader, ek bid vanoggend vir hierdie diens, dat hierdie diens sal net oorneem, dat u hierdie diens sal lei, dat dit nie ons sal wees nie, dat dit nie die musikante sal wees nie, dat dit nie die mense sal wees nie, maar dat dit die Heilige Gees sal wees wat in beheer is. Ons gee alles oor vir u vanoggend. Ons vra, kom neem beheer, en ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. It's time for the rain of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for your authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God.
beste tyd. In Jesus se naam. Het dit by jou ook al gebeur dat die vyeboom nie bot nie? Of is dit net by my wat dit soms gebeur, dan bot hierdie vyeboom nie. Hierdie beeste hol die hele wêreld vol, behalwe hierdie kraal wat God aan my toe vertrou het. En dan sing ons, die Here is my God, dis hy wat vir my krag gee. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here hemel, sal ek juig om God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here hemel, sal ek juig om God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig. Die Here my God, die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Want ek is nou eenmaal, die geseënde van die Heer. Saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. My ore wil nou luister na elke woord wat hy my leer, en ek wil elke dag net wandel in sy weë. Want ek is nou eenmaal, die geseënde van die Heer. Glo jy dit? Saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. My ore wil nou luister na elke woord wat hy my leer, en ek wil elke dag, 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 en ek wil elke dag net wandel in sy weë. Wat ek is nou eenmaal die geseënde. Is dit ek wat so sê? Dis hy wat dit oor my spreek. Ek is nou eenmaal die geseënde. Draai so 'n bietjie nou daai vroukie, daai blonde koppie daar agter tannie, so skuins die kant toe. Ja, sit sy met so 'n bolletjie op haar kop, tannie Stofie. Ag tannie. My aarde, tannie Elise. Yes, dra gou so 'n bietjie na toe en sê tannie vir haar, want jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Amen.
die geseëndes van die Here is, kan ons sing, ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Ek sien kans vir môre en ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Daar is hoop vir môre. Daar is hoop vir môre. Daar is hoop vir môre, omdat hy leef. Daar is hoop vir môre en daar is hoop vir môre. Daar is hoop vir môre, omdat hy leef. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Ek sien kans vir môre en ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Dan moet ek juig, Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is hy? Hoe groot is hy? Want deur die hele skepping klink en sang. Heerlik weer die groot naam. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Ek sien kans vir môre en ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre, omdat hy leef. dan moet ek juig, Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is hy? Hoe groot is hy? Want deur die hele skepping klink en sang. Hoe heerlik weer die groot naam. Dankie Here dat ons kan sien vir môre. Nie oor dat ons goed is nie, maar omdat alles net genade is uit die hand. Dankie vir die reën daar buite, dankie vir families wat inkom, dankie vir verandering in ons lewens. Ons prys U Koning Jesus. Ons prys U want U is goed, U is getrou. U is regverdig. U is
Let's praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Yeah, yes, praise the Lord. Oh, my soul, Praise the Lord. hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. I praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Laaste keer. Yes, he does. Oh, he's on the throne. He's on the throne. Yes. Reign. Our God reigns. Hy regeer, hy regeer. Our God reigns. Oh, hallelujah. Net U alleen my koning. Our God reigns. Our God reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Net so terwyl jy staan, kom ons nader die troon. Abba Vader, ons het vir oggend een doel voor oë, en dit is om U te behaag. Niemand anders nie, en niks anders nie. Here, ek bid dat wanneer hierdie woord vir oggend uitgaan, dat dit ons harte sal sny. Here, daardie woord wat U swaard is, U woord sê wat skerper as 'n tweesnydende swaard is. Papa Vader, ek bid, sny uit wat nie van U is nie. Here, gee deurbrake. Wys waarom ons nie ontvang wat ons veronderstel is om te ontvang nie, omdat ons dalk nie heeltemal in lyn is nie. Here, ek bid dat U verheerlik sal word deur hierdie woord. Vader, ek kom nou met die aanvang van hierdie boodskap. In die naam van Jesus, en ek bind elke gees van kritiek, elke gees van selfregverdiging, en ek bid dat Heilige Gees sal beweeg, harte ondersoek, gaan oortuig, in die naam van Jesus. Ek is diep afhanklik van U vanoggend, my God. Ek bid vir 'n salwing op my mond, ek bid vir 'n salwing op hierdie gehoor se ore en gees, in Jesus naam. Amen en amen. Jy mag jou sitplek neem, baie dankie. Ek het vanoggend vir jou 'n woord van die Here. Kan ek hom maar bring soos wat ek hom ontvang het? Kan ons eerlik met mekaar wees? Gaan jy eerlik met jouself wees? En kan ons eerlik met God wees? Nou kom ons spring in. As jy jou Bybel saamgebring het, my tema, doringbos versus besembos. Jy kan jou Bybel vir my oopmaak by Exodus 3, en dan kan jy sommer so lank die volgende teksvers, want ons vat hierdie een uit 2 gedeeltes, is in 1 Konings 19 asseblief.
Hierdie is baie bekende teksverse en ons gaan net so 'n bietjie julle geheue verfris. Eksodus 3 sê die roeping van Moses. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Onthou daai naam, Horeb. En daarop verskyn die engel met 'n hoofletter, engel van die Here, wat eintlik God self was, aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Toe die Here sien, vers 4, dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Jy sien jou roeping, wat jy van God ontvang het, is heilig. Jou beloftes is heilig. Vers 7, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle slawedrywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte, daarom het ek neergedaal, om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land, wat oorloop van melk en honing. Jou beloftes is vir jou in mooi plekke uitgelê. Vers 10, gaan dan, kyk daar, die Here verwag 'n reaksie, dis 'n opdrag, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei jy my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit. En dan 1 Konings 19, vanaf vers 1 asseblief. Agab het vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het, en dat hy die profete van Baal doodgemaak het. Toe stuur Isebel vir Elia 'n boodskap. Sy het nie self gekom nie, sy het net 'n boodskap gestuur. Mag die gode met my met die doodstraf, as ek nie teen môre hierdie tyd jou lewe geneem het, soos jy met die profete gedoen het nie. En Elia het baie bang geword en gevlug, vers 4. En hy het die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en bid. En hoor wat bid die ou? Dat hy liewer moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, Here, het hy gesê. Neem nou maar my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie. En hy het gaan lê en onder die besembos aan die slaap geraak. Maar 'n engel het hom aangeraak en gesê, staan op en eet. Kyk, en toe hy opkyk, en daar sien hy 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik vol water, en hy het geëet en gedrink, en hy het weer gaan lê. En die engel het weer gekom, en hom aangeraak en gesê, staan op en eet weer. Anders gaan die pad vir jou te lank word. En hy het toe opgestaan en geëet en gedrink, en die kos het hom genoeg krag gegee, sodat hy 40 dae en 40 nagte lank tot by Horeb kon loop, die berg van God. Tot sover, baie dankie. Dit is vir my baie interessant, dat hoe dinge oor tyd kan verander. Het jy al agtergekom? As jy 'n nuwe kar gekoop het, 'n nuwe tweedehandse kar, soms voel ek soos nie, né? Onthou jy, hoe het jy daai kar elke week gewas? Jy was so dankbaar vir hierdie kar. Jy was so trots op hierdie kar. Jy was so bly, ek sien glimlagte. En daai kar word gewas elke week. En soos tyd verloop, word dit elke tweede week en dan later miskien een keer 'n maand. Het jy al agtergekom hoe tyd dinge kan verander?
In die begin, daai nuwe vriendskap is vir jou so kosbaar. Jy troetel daai vriendskap. Julle reël afsprake, julle besluit waar gaan ons kuier, wat gaan ons eet. En later van tyd is die nuutjie verby. Manne, onthou julle dat julle nie julle hande van julle vrouens kon afhou nie. In die begin, wel prys die Here. Nou sit baie van ons elkeen met 'n selfoon op sy eie bank en stoel en ons praat amper nie eers meer met mekaar nie. Want weet jy hoekom? Ons het gewoond geraak aan dit. En gewoonte is 'n aaklige ding, want wanneer gewoonte insluip in iets, dan verslind hy passie. En hy verslind jou ywer. So ons waak met alles in ons teen gewoonte. En wat nou opmerklik is van hierdie teks wat ons gelees het, is dat daar verskeie ooreenkomste is. Hierdie twee manne, Moses, Elia, was albei manne van God. Albei het 'n roeping ontvang. En albei het 'n baie intense ervaring met God éventueel op die berg Horeb gehad. Maar daar is soveel teenstrydighede wat hierdie teksvers aanbetref. Laat ek nie aan die teenstellings. Die een het 'n doringbos ervaring gehad. Magtige doringbos ervaring. Direk met God. Waar hy die opdrag gekry het om te gaan. Hy het sy roeping ontvang, hy het sy belofte ontvang en in passie en ywer het hy gestap en hy het gegaan om te gaan doen wat God vir hom gegee het. En die ander persoon het 'n besembos ervaring gehad. En hy het dit sonder God gehad. En hy het nie gegaan nie, hy het gelê. En sy passie en sy ywer het vervlou en sy roepings en sy belofte het vir hom betekenisloos geword. En iewers in ons lewe, as jy God enigsins al ervaar het en hom ken, iewers in ons lewe, het jy al 'n doringbos ervaring met God gehad. 'n Kragtige ervaring. Wat jou so ignited, dit het jou so opgewonde gemaak. Miskien is dit waar jy jou roeping ontvang het. Jy het geweet, ek moet onderwys gaan swat. Ek moet verpleegkunde, ek moet 'n ambag gaan loop. Dis hoekom ek gebore is. Dis die talente wat God my gegee het. En jy was opgecharged gewees. Want dit was jou passie, dit was jou ywer gewees. Miskien was dit toe die Here jou siel gered het. Miskien was dit toe hy jou aangeraak het, jou genees het, of vir jou 'n belofte gegee het, of vir jou voorsien het, toe jy dit so nodig gehad het. Maar iewers het ons al 'n doringbos ervaring gehad, wat soveel ywer en motivering hier in ons binneste wakker gemaak het, dat ons net wou aan en aangaan. En jy kon nie glo dat God so 'n awesome ontmoeting met jou gehad het nie. Jy het so verkoop gevoel, en dit was jy en God en jy. Jy was die persoon, jy was die uitverkore een. Van almal het hy jou gekies om daardie openbaring te maak of daardie belofte te gee. Onthou jy dit? Onthou jy hoe dit eers was, voor gewoonte ingeslyp het? En jy het gesê, Here, ek is die een, stuur my. En jy het daai Bybel van jou bestudeer, en jy het gebid, en jy het getuig, en ons het saad in die koninkryk gesaai. En ons was diensbaar. As daar 'n oproep was ons daar gewees. Hoe kan ek jou help? Om die koninkryk van God te stig, op watter manier dit ook al kon gebeur het. Jy sou vir Farao en die 10 plaae en die Rooi See alles aandurf terwille van God, want hy het jou uitverkies en niks en niemand kon jou stuit nie. Kan jy dit nog onthou? Kan jy die vuur onthou wat in jou was? Maar iewers het iets verander. Iewers het gewoonte ingeslyp. En jy onthou dit nog, maar ons voel dit nie altyd meer nie. En nou migreer die hele boodskap van Moses na Elia. Moses se kragtige doringbos ervaring na Elia se patetiese woestyn besembos ervaring.
en Elia lê onder 'n besembos. Maar nou moet julle verstaan, Elia was nooit hierdie man wat altyd pateties was nie. Dit was maar 'n seisoen in sy lewe, en dis nie hoekom God hom geroep het nie. En hy lê onder hierdie doringbos, maar eintlik was Elia die profeet van sy tyd gewees. Hy was die geroepene van God, hy was God se mondstuk gewees. Hy is die een wat gerespekteerd was, en hy was die een wat gevrees was, want as Elia gepraat het, kan jy maar weet, dit gaan wees. As hy gesê het, die koning gaan sterf, gaan die koning sterf. As hy gesê het, die volk gaan in oorwinning gaan, gaan die volk in oorwinning gaan, want Elia het gepraat, en hy was so gerespekteerd gewees. Hy is die een wat gegaan het, en gesê het, op grond van my woord, onder God se opdrag, 3,5 jaar, geen reën op die aarde nie, klaar, en daar was 'n droogte al daai tyd gewees. Hy is die een wat die weduwee se seun uit die dode uit opgewek het. Hy is die een wat vuur uit die hemel uitgebid het, en die 450 Baalprofete is geslag, daar waar hulle die Baalprofete, die offers gedoen het. Julle onthou toe die altaar gebou was. Hy was die een, Elias die een, wat al hierdie dinge gedoen het. En net vir een oomblik, haal hy sy oog van God af, en hy luister na 'n ander stem. Net 'n ander stem. En dit maak dat hierdie man sy ywer en sy passie verloor, en hy gaan lê onder 'n besembos. Jy sien die oomblik wanneer ons oog van God afhaal, en ons begin kyk na die wêreld, en jy begin kyk na die wisselkoers, en na inflasie, en die rentekoers, en die politiek, dan wonder jy, Here, gaan ek dit maak? Waarheen is ons op pad? Ek sien geen einde nie, ek sien geen son wat skyn nie, en daardie goed het 'n invloed op jou passie, op jou verhouding vir God. En ons ywer vervaag. En Elia luister na daardie stem, wat nie God se stem is nie, en toe hy luister, toe verskuif sy fokus. Daai twee gaan hand aan hand. Die oomblik wanneer vrees jou hart betree, die Bybel sê hy het baie bang geword. As vrees jou hart betree, kom twyfel in, en as twyfel inkom, is jou fokus weg. Jy dink nie meer soos jy moet nie, jy doen nie meer soos jy moet nie, en jou vlam is besig om te vervlou, en ander dinge word belangriker as God. Jou maatskappy, jou werk, alles word bo God gestel. Ons tyd, ons besluit, het ons tyd, het ons nie, ons kinders, al hulle aktiwiteite, jou sport, jou ontspanning, jou vriende, dit alles word bo God gestel, en daar is 'n tyd en 'n plek daarvoor, dis nodig dat ons al hierdie dinge moet hê, maar nooit ten koste van jou verhouding, en jou verpligtinge teenoor God nie. Want dit is wanneer ons daardie doringbos verruil vir 'n besembos, en wanneer ons vlam besig is om uit te brand, en ons aanbid hom net nie meer met dieselfde intensiteit nie. En kerklike aktiwiteite word nie bygewoon nie. Dinge soos 'n gebedsuur op 'n donderdag aand, Bybelstudie 2 keer 'n week wat hier by die kerk onderskeidelik aangebied word, is glad nie eers deel van jou prioriteitslys nie. Want God is nie meer eerste nie. Iewers het die wêreld geïnfiltreer, en jy voel daar is dinge wat belangriker is en bo God gestel moet word. En die profeet vra vir die volk. Die profeet vra hierdie woorde. Hy sê, hoe lank gaan julle nog draadsitters wees? Hoe lank gaan julle nog op twee gedagtes hink? As God God is, volg hom. In gees en in waarheid, met ander woorde. As Baal God is, volg hom. Maar kies vandag, wie volg jy? Want jy kan nie albei nie. Jy kan nie op die draad sit en die kant toe fladder wanneer dit jou pas en daai kant toe nie. Die Here sê,
Hy sê, ek laat my nie bespot nie, net dit wat jy saai, net dit wat jy saai, sal jy maai. Net dit wat jy insit, is die oes wat jy gaan uitkry. Pastoor Paul praat vanoggend in die bidkamer oor reserves. Hy sê, daar's ouens wat nie reserves, nee, surplus. Dit is net wat hulle kry hier, en dit is wat opgebruik word wanneer daar krag nodig is, of wanneer daar 'n probleem is, maar hulle het niks reserves in hulle self, deur die gees van God gedeponeer, wat jy kan onttrek, wanneer daar 'n probleem is nie. En die Here sê, as jy soveel saad insit, kan jy nie meer verwag as wat jy gesaai het nie. Wanneer jy jou doringbos verruil, wanneer jy jou doringbos ervaring verlaat en jy begin hink op 2 gedagtes, dan word God ingepas in jou dag soos dit jou pas. Hy is nie meer Heer en Meester van jou dag nie. Hy is nie meer God oor jou dag nie. Jy is God oor jou dag. Jy bepaal waar pas jy hom in. Hy is nie meer Heer en Meester oor jou tyd nie. Jy bepaal, hoe pas dit in by jou werk, by jou skedule, by jou kinders se aktiwiteite, en as daar nog tyd oor is, en as jy lus is, dan is dit God se tyd. En die Here noop ons tot introspeksie vandag. Die Here sê, as ek God is, waarom eer jy my nie as God nie? Is ek God vir jou, of is ek nie? En as ek God is ek God oor jou finansies? Is hy God oor jou finansies? Dan vra die Here, as ek God is oor jou finansies, waarom vertrou jy my nie daarmee nie? Waarom moet ek tevrede wees met die oorskiet wat jy na my toe gooi? Het my woord nie gesê dat 1/10 van jou opbrengs, van jou inkomste, myne is nie? En as jy gehoorsaam is daarin, dan gee ek die 9 ander vir jou, en ek seën dit. So is hy God oor ons finansies? Is hy God oor ons tyd? Dan sê hy, as ek God is oor jou tyd, skryf my in jou dagboek eerste, en bou al jou ander lewe se fasette en verpligtinge om dit wat ek vir jou gegee het om te doen. Moenie my onderlinge byeenkomste dan nalaat nie. Jy sien, ons kan nie 2 Here dien nie. Die Bybel sê, of ons gaan die een behaag, en ons gaan die ander een minag. Of ons gaan die een lief hê en die ander een haat. Dis of God, of dis mammon. En daai keuse kan net jy vir jouself maak. Dis of God, of dis die afgod wat jy aanbid. Dit wat jy meer toewyding aan gee as God. En God het nie verander nie, julle. Dis ons wat verander het. Dis jy wat verander het. Want God sê, ek is ewig dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid is ek dieselfde. Hy sê, ek is die onveranderlike God. En jou passie en jou vuur brand flou. En verander lyk dit of dit nog alles reg is. Verander lyk dit van buite af. Asof jou hart op die plek is waar dit moet wees. Maar ons weet dat God in ons harte inkyk waar niemand kan sien nie. En hy weet, en jy weet, wat die waarheid van sake is. Jy sien al hierdie tyd en al hierdie dinge wat ons aan mense afstaan, mense wat belangriker is as God. Ons tyd wat ons vir hulle gee, ons hulpbronne wat ons gee, daai goed het geen ewigheidswaarde nie, niks. Dit kan net mooi niks vir jou saligheid doen nie. En tog is dit waarin ons alles deponeer, ons offer onsself op vir ons werke, vir ons maatskappye. Ons is bekommerd oor spertye en oor kontrakte en dinge wat gefinaliseer moet word. Ons wonder, hoe lyk ons aftrede? Is daar genoeg fondse? Is daar fondse vir die kinders se aktiwiteite? En dis al hierdie dinge wat ons kwel. Ons ly aan depressie, ons kry beroertes en hartaanvalle.
Want ons jaag van die oggend tot die aand. Daar's nooit tyd vir niks nie. As jy vir iemand vra, gaan dit besig. Ons bly net besig, gejaag na wind. En dan moet God tevrede wees op die einde met die krummels. En soms is daar nie eers krummels nie. Weet jy, dit breek my hart wanneer God vir ons 'n tafel dek en hy doen dit wat vanoggend hier gebeur. Dis 'n gedekte tafel van God. Dis nie leefstyl nie, dis nie Paul nie, dis nie ek nie. Dis 'n tafel wat God gedek het. En wanneer daar kerklike aktiwiteite is en die ouens daag nie op nie. Weet jy, dit breek my hart dat mense in November maand vir my 'n boodskap stuur en sê, ons kan nie langer Bybelstudie toe kom nie, want ons het daai uur nodig om dinge in plek te sit, want as ons nie dit nou gaan kanselleer, die Bybelstudie nie, dan gaan ek nie klaar kry met al my verpligtinge voor ons met vakansie moet gaan in Desember maand nie. Rarig? Hoor jy jouself? Wat gaan deur jou kop om so 'n afleiding te maak? Hoe onlogies. Waar is jou ywer? As jy 'n vlam vir God het, hoe maak jy so uitspraak? En vanoggend roep God hierdie gemeente tot orde voor hom. En hy sê, ek het julle so lief, maar dit kan nie so aangaan nie. Die Here sê in 2 Timoteus 3 vers 5, baie van ons het net 'n skyn van God se saligheid. Daar's geen krag meer nie. Net 'n skyn, dis 'n fasade, dis 'n front. Van buite af lyk dit asof alles goed gaan. Maar as jy agter daardie front instap, agter daardie fasade, dan sien jy hier agter is dit leeg. Daar is geen krag nie. Daar is geen vuur nie. En Timoteus sê, dis 'n skyn van God se saligheid. En nou sê die Here, kom. Hy nooi jou. Hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Hy sê, ek wil weer jou vlam aansteek. Ek wil jou onder die besembos uitkry. Want Elia, jy was nooit gemaak vir die besembos nie. Jy's gemaak vir die doringbos. Jy's gemaak om in vuur en in ywer te stap na Farao toe en te sê, die Here spreek, laat my volk gaan. Dis waarvoor jy geroep is. En ons lê aan die einde van 2025 gedaan, gedrein, opgejaag, moeg onder die besembos. Here sê, kom, is tyd om op te staan. Want jy is vir my so kosbaar. Ek het immers my lewe vir jou gegee. En nou kom die Here en hy dek hierdie tafel. En hy rig 'n uitnodiging aan jou. En hy sit 'n naambordjie by jou plek. Hierdie is vandag 'n tafel wat gedek is. Hierdie is onderlinge byeenkomste. Hy sê in Hebreërs, moenie die onderlinge byeenkomste nalat soos baie die gewoonte het nie. Moenie onder daardie sommiges val nie. Weet jy, as God vir ons 'n tafel gedek het en ons kom, dan gaan jy soveel ontvang. As jy moeg is, gaan jy verkook hier uitstap. Corneille getuig nou die aand. Sy sê sommige woensdaande is hulle so gedaan, dan moet hulle kom orkesoefening doen. Hulle is nie lus nie, hulle stap swaarmoedig hier in. Die dag het gedruk, die lewe het gebeur. Maar wanneer hulle hier uitstap, nadat hulle in God se teenwoordigheid was, iets het net gebeur. Jy is verkook, jy kan dit nie verduidelik nie, jy moet dit ervaar. Jy het nie nodig om my woord te vat nie, kom probeer dit. Wat is die onderlinge byeenkomste? Sondagse dienste? Ja, verseker. Maar dit beteken enige iets waar ons onderling as liggaam, as familie bymekaar kom. Met ander woorde, dinsdaagaande se Bybelstudie, woensdaagoggende se fellowship, donderdaagoggende se vrouegroep wat bymekaar kom, donderdaagoggende se gebedsuur, waar daar soms 3 mense
vir 'n gebedsuur opdaag. En dan stap 'n ou hier in en jy dink, Here, dit moet excellent met leefstyl se lidmate gaan. Want hulle het niks nodig nie, want hulle kom bid nie op 'n donderdag aand nie. So hulle lewe is seker so vol. Of dalk gaan dit nie so goed met hulle nie, dat hulle glad geen dankbare hart het om na U toe te bring nie. Ouens, waar is ons? Kan ons aangaan soos wat ons aangaan? Hoe lank sal God dit verdra voor hy ingryp? Die Here sê, as jy my eerste gaan stel met jou tyd, gaan ek jou dag rek. Weet jy nie dat ek die skepper van tyd is nie? Weet jy nie dat tyd voor my moet buig nie? Weet jy nie dat ek tyd kan vashou, sodat as jy my eerste plaas en my eer, dat ek alles in plek sal laat val, sodat jy genoeg tyd het om alles te volbring? Eer my met jou dag en met jou tyd. Moenie kom sê jy het nie tyd nie. As ek God is, eer my dan in jou 10de. Vertrou my met jou finansies. Bring jou 10de na die skathuis, sodat daar kos in my huis kan wees. En kyk, hy daag jou uit. Hy sê, ek daag jou uit, om te kyk, gaan ek nie vir jou voorsien nie. Here, as ek 'n 10de van my inkomste vir U moet gee, gaan my begroting nie klop nie, sê jy. Want 2 + 2 is nie 4 vir God nie. God sê 2 + 2 en dan kry hy 'n getal wat wiskundig glad nie sin maak nie. Maar waar lê ons gehoorsaamheid? Die Here sê in Psalm 127, hy sê, as God nie die huis bou nie, te vergeefs werk die bouers. Hy sê, as God nie die stad bewaak nie, te vergeefs staan die wagters. En dit is wat gebeur, ouens, ons hardloop van die oggend tot die aand. Dit is skoolaktiwiteite, dis werksaktiwiteite, dis kontrakte, dit is partye. En dan moet jy by die huis kom en jy het nog al jou dinge wat jy dadelik moet doen. En dis 'n gejaag na wind. En ons is gedaan en ons is gedrein. Omdat ons nie in die krag van God beweeg nie. Jy kom nie eers by jou kragbron uit. Laai jou battery en hardloop dan nie. Jy wil op jou bietjie, op jou klein bietjie kapasiteit, wil jy hardloop en gaan doen wat jy moet doen. En is nie te veel. Jy gaan uitbrand. En die Here roep ons vandag terug na die kruis. Hy roep ons terug na gehoorsaamheid. En hy sê, kom terug, kom terug. As jy jou hart vir my gee, as jy jou hart weer terugbring na my toe, as jy jou weer kom verootmoedig voor my, hy sê, dan gaan ek vir jou met min moeite veel laat bereik. Met min moeite sal jy veel bereik. Jy gaan nie nodig hê om te hardloop nie. Jy gaan beweeg en alles wat jy jou hand gaan aanslaan, gaan suksesvol wees, want my guns en my seën en my voorspoed is daarop. Julle ouens wat besig is met eksamen, maak seker dat julle God eer eerste. Begin bid, voor jy daai boek vat. Voor jy begin swat, vat daai boek en sê, Here, maak my verstand oop, want nou eer jy hom. Moenie sê, daar's nie tyd nie. Sit in jou kamer. Julle ouens wat swat, sit in jou kamer, vat die nagmaal. Vat jou broodjie. Vat jou glasie druiwesap en sê, Here, in oorwinning stap ek. Gee daai tyd, daai paar minute vir God en kyk wat se verskil maak dit. As jy hom ken. En ek praat nou met die kinders, maar ek praat so met almal. Die oomblik wanneer ons God eerste stel, onverklaarbaar, val alles in plek. Deure gaan oop wat moet oopgaan. Deure gaan toe wat moet toegaan. Kontrakte kom in, die oproepe, die e-posse wat jy hoe lank voorwagte, jy kan dit nie verklaar nie, dit gebeur net, skielik is daar 'n bonus, of daar is 'n inbetaling, en jy dink, waar het dit vandaan gekom, ek het dit nie verwag nie, skielik maak God nie die vensters van die hemel vir jou oop, en Elia staan op onder daardie besembos uit, en hy begin stap in die krag van die kos wat hy geëet het, tot by die berg van God Horeb, en God gaan full circle met Elia.
Op dieselfde berg waar Moses sy doringbos ervaring gekry het, is waar Elia se passie en sy ywer weer aangesteek word. Maar jy het nodig om terug te kom vanoggend. Want jy sien dit wat vandag hier uitgaan, Sondagoggende, dit wat Dinsdae uitgaan by die Bybelstudie, is die kos wat jy moet eet. As jy nie kom en aan sy tafel sit en insig kry, woord eet nie, dan gaan die pad vir jou te lank word. Jy het iewers nodig om op 'n donderdag aand in te kom, jou knie hier iewers te kom buig en te sê, Here, ek het U nodig. Vir my gesondheid, vir my familie, vir my finansies, vir my siel. Here, ek is mismoedig, ek sien nie deurbraak nie. En kan ek vir julle nou gou-gou sê, jy kom nie vir 'n uur bid nie. Die deure is oop, die musiek speel, hier is nie 'n boodskap of niks nie. Jy stap in, jy kom kry 'n plek. En as jy 10 minute wil bid, dan bid jy 10 minute en jy gaan. En as jy die volle uur wil bid, dan bid jy 'n volle uur en jy gaan. Maar die feit van die saak is, jy het die opoffering gemaak en God kyk af oor die balkonne van die hemels en hy sien jou offer en hy sien jou geloof, hy weet jou liggaam is moeg en hy gaan jou eer. Maar ons het nodig om hom weer eerste te stel. Soos Elia wat sê, dankie Here, ek staan op onder hierdie bos, ek stap na God se berg toe, want ek het 'n ervaring met U nodig. Ek wil hê jy met jou oë toemaak en jou kop buig. Ek wil hê jy moet net so vir 'n wyle toelaat dat die Gees van God jou oortuig. Hê 'n oomblik met hom en ek gaan nou 'n altaar oproep maak, 'n uitnodiging. En ek wil dit tweeërlei maak. In die eerste plek, as jy jou wil verootmoedig voor God, as jy jou wil hertoewy, dan vra ek dat jy gaan vorentoe kom. En dat jy self met hom gaan kom praat. Ek vra dat jy jou besembos 2025 mentaliteit na die altaar toe sal bring, sodat die Heilige Gees dit kan verbrand. Daar's 6 weke van hierdie jaar oor, net 6 weke. Dan is hierdie jaar verby. Ons het nodig om hierdie dinge vandag in plek te stel, sodat jy in 2026 nie met hierdie selfde dinge aangaan nie, of jou jaar suksesvol was of nie, terwyl jou oë gesluit was. Of jou jaar goor was en of jy 'n goeie jaar gehad het. Ons almal is moeg die tyd. Maar dis omdat ons prioriteite oral oor is en God nie meer eerste is nie. Wat maak jy onder die besembos, Elia? Jy's geroep vir groter dinge. Jy's geroep om soos 'n arend te vlieg. Waarom lê jy daar? Kry jou kop reg, kry jou hart reg. En kom, ek nooi jou. Kom, jy's welkom. En kom kniel hier, want jy ken vir God. En God ken vir jou. Kom, maak self reg. Bring jou hart. Bring jou belydenis. Bring jou laksheid. Bring jou luiheid. Bring jou vrees. Bring jou vrae. Bring jou bekommernisse vandag na God toe. En sê, Here, ek het U nodig, ek is U kind, maar iewers het ek my passie verloor, my ywer verloor en ek is moeg en mat, maar vanoggend kom ek terug vir vars olie. Vanoggend kom ek terug vir 'n vars krag, vir 'n vars vlam, Here, 'n vars visie. Ek kom vir 'n vars salwing. Dis my eerste oproep. My tweede oproep is, as jy hier sit en jy sê, Here, ek het U woord gehoor, U Gees het tot my gespreek, maar ek het U nog nooit aangeneem as my redder nie. En ek wil 'n verhouding met U hê en 'n pad met U begin stap. Dan gaan ek jou vra om ook uit te kom. Ek wil persoonlik saam met jou 'n gebed doen en jou na die Here toe lei. En as daar iemand is wat hulle hart vir die Here wil gee, wil ek vra dat jy hier aan my linkerkant sal deurbeweeg deur hierdie houtdeur na die bidkamer toe. Ek gaan jou daar ontmoet.
As daar iemand is wat ernstig met God is vanoggend en hierdie woorde tot jou hart gespreek en jy weet, jy staan skuldig voor die kruis. Jy weet jy het hom nie jou beste gegee nie. Jy weet jy eer hom nie in jou finansies of jou tyd nie. Jy weet dinge is nie soos dit moet wees nie. Dan nooi ek jou. Tafel is gedek, is gratis. Kom sit aan Pa se tafel en kom eet vandag. Dankie. Lord, you are Yes. my strength, Jy gaan self kom. my song in the night. Jy gaan self bid. Jy ken hom. You carry my soul. Dankie Jesus vir gehoorsaam. You fight all my fights. Is dit al? In you I will Is trust. jou keuse? Is jou keuse? Forever I'll stand. My refuge, my savior. Holding my hand when my spirit is weak and I cannot go on. Your mercy reminds me that I still belong. Your word is my life, my hope and my shield. In your holy presence, my soul is healed. Lord, you are my strength, my soul.